Bellingham Homestead Chardonnay is die ideale pasmaat vir romerige hoender, varkvleis en pasta geregte. Selfs 'n Caesar slaai en ligte curries sal heerlik daarbey smaak. Nou maak nie saak watter dis ek maak of voorberei nie, daar is altyd 'n paar dinge wat ek reken my kos onvergeetlik maak. Nou die eerste geheim is natuurlik opdiening, dan is dit ook die harmonie tussen die soet, die sout, die suur en die krakerigheid, wat elke mondvol 'n belewing maak. En laastens is dit natuurlik die kleure van die kos. Nou jy eet nie net nie, jy begin met elke bord kos 'n geuravontuur. Nou ons spring weg met die hoender. Nou ek het gesnyde hoenderfilette gemarineer in 'n sous. Nou al wat jy moet doen is net om die metode en die bestanddele op my resep te volg. Jy braai dit net gaar en goudbruin in die pan en plaas dit dan so een kant net om af te koel. Dis waar ek nou in hierdie stappe trek. Dan gesels ek gou oor die parel couscous en die sous wat ek daaroor gebruik. Nou die couscous is, of dit weerspieël nie eintlik regtig die naam nie, want dit is eintlik geroosterde pasta balletjies. Nou ten spyte van die naam is dit couscous nie regtig couscous nie, jy kan hom maar self besluit. Nou dit trek ook die sous heerlik op wat ek daaroor gaan gooi. Nou die parel couscous kook jy oor 'n lae hitte in 'n bietjie water en sout en dan gooi jy dit later net af. Net soos jy jou pasta sou kook. Nou volg net die instruksies op die pakkie. Nou vir die sous, al wat jy hoef te doen en nodig het, en ek gaan sommer gou hier begin. Ek gaan vir jou so noem terwyl ek dit ingooi. Nou hier het ek bietjie olyfolie. Dan het ek hier 'n kombinasie van opgekapte graseie en mintblare wat ek net so 'n handjie vol, so 'n paar vingertjies gaan ingooi. Hierso het ek bietjie heuning wat ek ook ingooi. Sout en peper. En dan hierdie is natuurlik my suurlemoenskil of lemon zest, soos jy hom ook kan noem. Gooi hom so 'n bietjie daarin en dan heel laaste net so klein drukkie van hierdie vars suurlemoen. En dan al wat jy nou doen is jy gaan hierdie oorgooi. En dan meng jy dit nou net lekker deur. En jy kan sien as jy nog 'n bietjie olyfolie kort, dan gooi jy dit net oor. Nou as ek terug is, gesels ons oor die res van hierdie kleurvolle bestanddele en ek begin solank om dit dalk uit te pak. Nou die res van die bestanddele wat ek vandag in die slaai gebruik is slaaiblare aan die bodem van my bakkie. Dis natuurlik opsioneel omdat ons eintlik klaar die geurende parel couscous het wat as basis kan dien. Maar ek hou van die groen blare op die bord of in die bakkie. Dit maak die bakkie net vol en lig die hele slaai so 'n bietjie op. Nou die res van die vars bestanddele is dan vars mango blokkies. Of in blokkies of in reepies gesny. En as jy nie vars mango wil gebruik nie, kan gedroogde mango ook 'n oulike en 'n heerlike plaasvervanger wees. Nou dan het ons avo, sprieteie en dan bloedlemoene opgesny in wiggies. Nou ek kook sommer hier eintlik met 'n gekookte sitrusslaaisous wat die slaai heerlik gaan komplementeer. Nou ek het mos nou al die ander sous self gemaak. Nou kom ek kyk gou of ons solank 'n paar van hierdie elemente in die bakkie kan pak om later met opdiening bietjie tyd te spaar. So wat ek gedoen het, ek het nou net so 'n half hier aan die een kant, so 'n derde van die bakkie is leeg. Ek los hom vir die holtetjie vir my slaai en ek het nou nie nog nie mooi gemeng nie. So kyk hoe heerlik lyk hierdie slaai en omdat hy daai suurlemoen in het, gee hy hom so lekker vars smaak. En jy sal sien, ek pak dit nou net so en ek hou daarvan, jy gaan sien soos ek die slaai begin pak, hou ek daarvan om dit so in dele te pak of in pizza wiggies as jy dit so wil noem. Dit help maar net dat elkeen kan kies wat hy eet en dan as jy nou nie van iets hou nie, dan eet jy dit net nie. So daarop pak ons dit so en dan vat ek nou natuurlik my avo of avokado peer en dit pak ek daar aan die een kant ook net so mooi. Ek wil nou nie alles klaar maak en dan kan julle nou na niks kyk nie. Ek wil julle wel vertel van nog 'n oulike idee, is om dieselfde slaai te gebruik en dit half in 'n tortilla wrap te sit en daar het jy nou 'n heerlike middagete bederf vir 'n kosblik byvoorbeeld. Nou as ek terug is, maak ons die opdiening klaar. Die Bellingham Homestead Chardonnay is die ideale pasmaat vir romerige hoender, varkvleis en pasta geregte. Selfs 'n Caesar slaai en ligte curries sal heerlik daarbey smaak.
Nou hierdie slaai stil nie net jou honger nie, maar voorsien ook in al jou visuele en voedingsbehoeftes. Jy het behoorlike proteïene, vars groente en vrugte en dan ook 'n happie stysel lekkerte vir die manne natuurlik. Nou ek wys jou gou die laaste paar elemente wat in die slaai bakkie moet kom. So dis waar ons heel laaste gestop het of die vorige keer. So al wat ons nou gaan doen, ek wonder nou, kom ons sit gou eers die hoenderstukkies. So hier aan die kant, jy kan hom so 'n bietjie oor die couscous laat gaan. So 4 of 5 stukkies, afhangende nou van hoe honger jy is. Dan gebruik ons die bloedlemoene, net so aan die ander kant, langs die avokadopeer. En dan ons spreedeie kom so bo-oor. Nou, ek gooi dit eintlik maar net hierdie kant waar die blare is en dan nou natuurlik die hoenderfilette. Daai gekookte slaai sousie bo-oor. En dan heel laaste is 'n bietjie mikrokruie. En hier het ek sommer die rooi en die groen blaar ene gebruik net om so ekstra bietjie kleur in te bring. Nou het my peper verdwyn. Natuurlik niks is 'n korliebord kos as hy nie bietjie swart peper op het nie. Kyk nou net. Gaan bederf jouself en maak seker jy maak 'n slaai wat beïndruk en jou hongerhuismense se magies propvol laat. En onthou, as jy nie een van die bestanddele het nie, vervang dit met iets wat jy wel in die yskas het. Die resep van my is op ons ontbytsake webtuiste en ook op ons Facebookblad beskikbaar.